Ons is besig met 'n reeks oor God se beloftes. En Here Jesus het 'n baie spesiale belofte gegee van 'n lewe wat oorloop vir die wat hom glo en volg. Spesiale kwaliteit van lewe vir sy kinders. Ek wil vanmôre so 'n bietjie by daardie skrif stil staan waar Jesus praat in Johannes 10 vers 10. Johannes 10 vers 10 sê hierdie woorde. En luister na die vergelyking wat hy maak van homself en die duiwel en die vyand van ons siel. Hy sê die dief, dis die duiwel, kom net om te steel en te slag en te verwoes. Dis die werke van die bose. En jy sal sien dat wanneer die sonde daar is en die ongeregtigheid daar is, dan gebeur die goed, diefstal en verwoesting en uitroei van waardevolle goederes. Hy sê, maar ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Die een Engelse vertaling sê life and life more abundantly. Die boodskapvertaling stel dit vir my so, dis so pragtig, die boodskapvertaling. Hy sê ek is hier om vir julle 'n kans te gee om altyd by God te wees. By hom sal julle die lewe voluit kan geniet. Dit is lekkerder as enigiets anders. Glo my. Is dit nie mooi wat hierdie vertaling sê? Hy sê dit is lekkerder as enigiets anders om die Here te dien. Ja, die mense soek altyd opwinding. Hulle soek altyd iets spesiaal. Hulle wil graag iets meer hê. Maar Jesus sê, as jy die lewe in Christus ontdek, dan is dit meer, dis lekkerder as enigiets anders. Hy sê die dief het gekom om te steel en te slag en uit te roei. Maar ek het gekom dat julle lewe kan hê, dit in oorvloed. Ons leef in 'n wêreld waar mense soms net oorleef. Hulle haal maar net asem. Dit is maar net die een dag soos die volgende dag. Daar's min lewe, min ervaring, min vitaliteit oor. Die lewe is maar net 'n gesig. En elke môre is maar net dieselfde, dit is maar 'n droë bestaan. Baie mense bestaan maar net. Baie mense funksioneer maar net, omdat hulle vanmôre wakker geword het en nog asem gehad het. Maar daar's niks opwindend nie. Dis 'n hopelose toestand. En baie sê, ek wil maar net survive. Ek wil maar net deurkom. Is al waarvoor ek vra. Maar Jesus sê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Nie net oorlewe nie, nie net 'n godsdienstige ervaring nie, 'n lewe, dan sê hy 'n lewe in oorvloed. Nou hier skep hy die kontras van tussen die dief en die herder. Hy sê die dief steel en slag en roei uit. Die vyand van jou siel kom en dis wat hy wil doen. Hy wil jou vrede steel. Hy wil jou vreugde steel, hy wil jou identiteit steel. Hy wil sê jy's niks werd nie, jy's hopeloos. Een van die dinge waarmee ek baie stoei en ek het vir baie jare 'n pastorale spreekkamer gehad, is die ding dat mense hulle self verwerp. En nie van hulle eie skuldgevoelens af kan weggooi. Hulle wil vir jou bewys hoe 'n mislukking hulle is. Dis die hartseer van wat die duiwel aan mense doen. Hy steel hulle identiteit, hy steel hulle hoop, hy steel hulle morele beginsels. Met ander woorde, hulle weet naderhand nie meer wat is reg en verkeerd. Hulle sê, solank ek kan survive, is die verkeerd nog maar reg. En dis die wêreld waarin ons leef. Hy sê, maar Jesus kom, hy sê, hierdie verhoudinge wat die duiwel kom steel, hy kom vernietig verhoudinge. Hy vernietig huwelike. Hy vernietig mense en hulle verwagtinge. Hy vernietig, luister mooi, hy vernietig roepinge. Die Here roep jou en hy skep jou met 'n doel. Ek kan onthou toe ek in graad 2 was. Snaaks daar nie dat as ons nou oor word, onthou ons meer duideliker vandaan. Ek kan onthou toe ons in graad 2 was. En julle sal onthou, ou mense onthou baie goed van lang terug. Gister is nie vir my so duidelik nie. Maar graad 2. Daai dag toe preek die pastoor baie ernstig.
En hy sê as jou hart vir die Here wil gee, moet jy kom uitneem. En hy kon onthou Klerks op sy kerk, en jy so afgegaan onder in die bidkamer. Daar het ek my hart en my lewe vir die Here gegee. Vroeger as ek uitgekneel het as ou seentjie, bewus geraak het van my sonde verlorendheid, en jy partymal 'n oomie gekry wat so vir 5 kinders gebid het en gesê, ag Here, seën my boeties en sissies. Maar daai dag het iemand langs my gekneel. En my gehelp om my lewe reg te kry. En as hulle daarna vir my gevra het, wat gaan jy eendag word? Ek weet nie wat dit met groot mense nie. Hulle wil 'n laaitjie van so groot weet wat gaan hy word. Maar ek het al daai tyd vir hulle gesê, ek sal vir die Here werk. Ek wil bediening toe gaan. Daai dag het die Here al sy hand op my gelê. Nou kom die duiwel en hy baie probeer om daai roeping te steel. Hy wil by jou steel wat God vir jou gegee het, wat hy jou gemaak het. Jy's nie vanmôre sommer net verniet nie. Jy's hier om te hoor dat die Here sê, jy is spesiaal. Ek het gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê. Ek het gekom dat jy kan weet, jy het 'n roeping van God ontvang. Hy bring, die duiwel bring uiteindelik geestelike dood. Hy bring sonde en die loon van die sonde is die dood, om ewig verlore te gaan sonder God. Dis wat die vyand wil doen van jou siel. Hy wil jou hel toe vat. Maar die Here sê, ek het gekom. Luister mooi, Jesus sê, ek het gekom, dis 'n doelbewuste, missionêre taal. Jesus sê, ek het gekom na hierdie aarde toe, met 'n doel. Jesus het nie gekom en toe uiteindelik ontdek wat hy moet doen nie. Toe hy gekom het, toe hy geweet. Hy was maar 12 jaar oud, dan staan hy in die tempel, dan soek hulle hom en sê, wat maak jy in die tempel? Dan leer hy die ou mense en sê, het julle nie geweet, ek moet besig wees met die dinge van my Vader. Hierdie is reddingstaal wat Jesus gebruik. En dis wat hy vanmôre vir elkeen van julle sê, ek het vir jou gekom, dat jy lewe kan hê. Nou, jy weet, die Bybel was nou in die ou antieke Grieks geskryf in die Nuwe Testament. Nou die woord wat Jesus hier vir lewe gebruik, is 'n baie spesiale woord. Nou wil ek lees maar oor die Grieks en nou wil ek vir julle die Grieks probeer uitspreek. Hy sê so, Z-O-E met kolletjies boop soos o, so. En hierdie lewe gaan nie oor gewone lewe nie. Jesus sê, ek het gekom dat julle lewe van God in julle kan ervaar. Goddelike lewe. Wanneer Afrikaans vertaal met lewe, is dit nie presies wat die oorspronklike taal sê. Die oorspronklike taal sê, goddelike lewe. Wow. Dis nie sommer net asemhaal lewe nie. Dis iets uniek. As jy kind van die Here word, dan verander alles. Jou lewe wat jy nou leef, as jou hart en lewe vir die Here Jesus gegee het, dan begin dit by God elke dag. Dis 'n lewe van kwaliteit. Dis 'n lewe vir ewig. Ek en my broer, ek was van 5 met my pa vreeslike ongeluk gehad. Nou die kinders wat nie weet wat van 5 is nie, dit is julle graad 7. Maar ek was dan 5 met my pa vreeslike ongeluk en toe sy arm, en ons was 8 kinders. En ek en my broer, nou sit ons in hierdie drie slaapkamer, hy sien nou so ons 5 seuns in 'n kamer. En toe sê ons, nee, hier buite is 'n buitekamer. En ons het met daardie bakstiekie sien, die buitekamer gaan klaar en ons het vir ons daar 2 ou kaartjies gekry, iewers ek kan nie onthou waar nie, en so klapraar matrasie, en ons het vir ons 'n liggie gemaak van 'n botteltjie so, met so olie in en 'n lampie so put, en nou gaan ons buitekant bly by pa, ons is nou groot, ons gaan nou buite bly, en dan met my pa ons dagkoms. En dan en dit was vir ons 'n treffende ding, want weet jy, daar 'n kamertjie. Hy het nog grondvloer gaan, dan gooi ons hom nat, dat die stof nou nie te veel word, die wintertyd het hulle om ontwikkel en reggebou, maar wat ek probeer vertel, daai ou kamertjie, het ek met Jesus baie, dit maak nie saak hoe net jou kamertjie nie, dit maak saak met wie in daai kamer is. Daai tyd, daai plek was
was my 'n goddelike ervaring. Daai kamertjie, en die Here eendag toe ek matriek was, my 'n droomgesig gewys, waar ek voor 'n skare mense staan, en Engels spreek, maar julle weet, ek het daai tyd omtrent so 2 minute se Engels gehad, want dit was maar skool Engels. En 10 jaar later, toe staan ek, en daar sit, ons het 4 buiselstoele uitgepak, en die 2 tente wat aan mekaar gekoppel is, en die mense sit so teen die rande op. En daar sit duisende mense. Terwyl ek bedien, toe herinner die Here my aan die droom in daai ou kamer. Terwyl ek duisende mense hulle harte vir die Here gee. Onthou ek, in daai kamertjie het die Here vir my roeping gegee. Kinders, ek wil vandag vir julle sê, maak nie saak hoe jou kamertjie lyk nie. God is daar. Om vir jou lewe te gee, wat oorvloedig is, wat hy sy hand op jou sit, om die salwing van die Here te dra. Ons is sulke pragtige jong mense vanmôre in ons midde. En die Here sê vir julle elkeen, luister mooi, ek gee vir julle die lewe wat van God afkom. Jy hoef nie te verval in die sonde nie. Jy hoef nie te glo wat die wêreld vir jou sê, jy's maar 'n kind en jy's maar net dit en dit. Toe ek maar net 'n kind was, toe het God my geroep. Die Here roep vanmôre, my gee vir jou lewe in oorvloed. Hierdie lewe beteken 'n nuwe verhouding met die Here. Hy sê in Johannes 14 vers 6, daai baie bekende teks. Jesus sê, ek is die weg, die pad. Ek is die waarheid, die inhoud. Ek is die lewe, die bron. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Jesus sê, as jy regtig by God wil uitkom, hy is die pad. Amen. As jy regtig wil weet hoe om te leef, hy is die waarheid. Daar's nie ander waarheid buite hom nie. Hy sê, as jy regtig wil lewe, as jy maar nie net wil asemhaal en net wil voortgaan in jou ellendige toestand nie, hy sê, dan sal jy lewe by hom kry. Wat vir my treffend is, hierdie lewe begin in 'n verhouding met hom. En wat vir my wonderlik is, hierdie lewe word nie oud nie. Wanneer ek my aan hom verbind, dan word hierdie lewe net elke dag nuut en jong. Hy sê daar vir ons in 2 Korintiërs 4 vers 16. 2 Korintiërs 4 vers 16, luister mooi, wat sê die woorde. Hy sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan die uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Amen. Jy weet, ek het nooit gedink, ek sal so oud word. Ek het nooit gedink dat, dit was vir my onmoontlike ouderdom. Toe ek jong was, soos julle was 50 baie oud. Nou is dit baie. My kinders is daar verby. Nou ja, wat vir my treffend is, sê weer vir my daai teks op. Wat vir my treffend is, hy sê al vergaan die uiterlike mens, ek was jonk, ek was fiks. Ek wil sê ek was gespierd nie, maar julle moes my sien. En ek het swart daar gehad. Ek het 'n swart baard gehad. En dan vergaan die uiterlike. Dan lyk ek nie meer soos ek gelyk het toe nie. Wat vir my snaaks en treffend is, ek sê dit baie maal vir my vrou, hier buitekant is ek amper daar waar die ou mense sê, nou is jy baie sterk. Die Bybel sê mos, as jy sterk is 70, en as jy baie sterk is 80. Nou wys dit vir my, kom nader, jy is amper baie sterk. Nou, ek is die uiterlike vergaan. Hy sê, maar die binnekant is 'n jong mens. Hy sê, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. As jy saam met die Here loop, dan het jy nuwe drome, jy het nuwe visie, jy het nuwe inspirasie, jy het nuwe krag, jy het nuwe oorwinning. Jou lewe word nooit 'n saai, droë mislukking en jy sit maar net in die stoep en kyk ver. As ek die dag net op die stoep sit en ver kyk, dan moet julle weet ek het klaar geneem, maar ek is nog nie daar. As ek daar op ons stoep kyk en ek kyk so oor die vallei, dan sien ek nuwe gesigte. Ek sien nuwe uitdagings, ek sien nuwe drome. Ek het net vir Henry gesê, ek wil vanmiddag om sien, ek het 'n nuwe droom oor jong mense se bediening. Maar hoekom? Want die binnekant
prys dit van lewe. Die Here sê hy wil vir jou lewe gee wat nie oud word nie. Wat belangrik is die Heilige Gees wat op die dag toe Jesus gedoop is, op Jesus neergedaal, is presies dieselfde Heilige Gees wat vanmôre op jou lewe is. Hy's net so oud op Jesus as op jou. God word nooit oud nie, want hy's buite tyd en ruimte. En hy gee vir jou hierdie vars lewe en ervaring. Hy gee vir jou hierdie nuwe inspirasie. Jy hoef nooit oud te word in jou gemoed nie. Natuurlik, die ou mens gaan verby en jou liggaam word oud en hy gaan dood. Maar die innerlike mens, die geesmens, word dag na dag vernuwe. Hy sê, nogtans, al vergaan hierdie en al word hy oud, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Dag na dag. Elke dag 'n nuwe visie, 'n nuwe droom, 'n nuwe potensiaal, 'n nuwe moontlikheid. In Johannes 5 vers 24 sê hierdie woorde, en ek wil hê julle moet die stemme van daai teks luister. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo, Jesus glo wat die Vader glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie. As jy die Here Jesus glo, dan gaan jy nie in die oordeel. Jy moet nie laat mense jou bang maak vir die oordeel nie. As jy Jesus aangeneem het, as jou salig maak en jy dien die Here, kom jy nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan 'n voltooide werk. Uit die dood van die sonde, die dood van verlorenheid, die dood van mislukking, die dood van hopeloosheid, die dood van selfveragting, die dood van vernietiging. Hy sê het oorgegaan uit die dood in die lewe. Hy sê in die boodskapvertaling sê dit so. So waar die mens wat luister na wat ek sê, en daarom glo in hom wat my gestuur het reeds die lewe saam met God wat nooit einde sal kry. As jy die Here Jesus vanmôre vind en jy dien hom, dan sal die lewe wat hy vir jou gegee het, die Zoe, nooit einde kry. Jy het reeds oorgegaan uit die dood van sonde en verlorenheid. Jy kom nie in die oordeel van vernietiging en hel en mislukking nie. Nee, jy kom in die lewe, want God het jou reeds uit hierdie dood van die sonde oorgevat. Jesus sê, ons het reeds oorgegaan na lewe toe. Dit begin nie eers eendag as jy hemel toe gaan nie. Dit het reeds begin. As jy die Here aangeneem het, dan sê hy, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Nou wat is hierdie oorvloed? Hierdie woord beteken meer as genoeg. Jy sal meer as genoeg hê. Jou lewe sal oorlopend wees. Jou lewe sal bo verwagting wees. Dit beteken nie noodwendig aardse rykdom nie. Dit beteken nie dat daar geen probleme sal wees nie. Maar Jesus in hierdie wêreld sê hulle moeilikheid hê, maar hy kan die wêreld oorwin. Hy kom en hy sê, hierdie oorvloed, wat beteken dit? Dit beteken vrede, midde in geestelike storms en lewensstorms en stryd. Dit beteken hoop in onsekerheid. God sal altyd vir jou sorg as sy kind. Ja, daar kom druk wat jy nie weet hoe nie, maar skielik aan sorg God vir jou. Daar's uitkomste, daar's oplossing. Jy staan verbaas oor God se sorg. Dit beteken vreugde ondanks swaar kry. Dit beteken genade wat meer is as jou sonde. Ek wil weer sê, as Jesus sê ek gee vir jou lewe in oorvloed, dan beteken dit genade meer as jou sonde. Die Here sê nie, o, maar jy het nog 'n bietjie sonde oorgebly. Jy moet nou eers boete doen en vir dit doen nie. Dit beteken die Here sê as ek my sonde bely, hy is getrou en regverdig om my te vergewe en vir alle ongeregtigheid te reinig. Dit beteken dat ek vry is van die sonde. Dit beteken krag wat groter is as my swakheid. Ons is swak en nietige mense, maar hierdie lewe van Christus beteken krag groter as my swakheid. Oorvloed beteken my beker loop oor, selfs wanneer my omstandighede nie verander het nie. Hoe lyk hierdie oorvloedige lewe prakties?
Dit is 'n gevulde hart. Dis die hart wat leeg is en hopeloos is en moedeloos is en homself eers wil gaan vind iewers te nee. Hy het hom gevind vanmôre toe hy wakker word, toe is daar nuwe lewe van die Here in hom. Hy is nie vol bitterheid en haat nie. Hy laat die bitterheid gaan. Hy vergewe en spreek vry. Dis nie 'n lewe droog en uitgedroog en hopeloos en moedeloos nie. Dis 'n lewe wat vreugdedraad is en daarom ook vrugtedraad is. In Johannes 15 vers 5 sê Jesus: Ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Jesus sê, as jy in hom bly, as jy hierdie lewe van God in jou het, dan leef jy 'n geestelik produktiewe lewe. Die dogter het 2 weke terug vir my kom sê, pastoor, kan ons nie begin met 'n jeugwerk in sonnaskool. Ek sê ons sal daarna kyk. Sy sê, want ek het baie wat wil kom. En laas week was sy weer, en vanmôre is vir baie meer. Dit is produktiewe lewe. Dis waarvan ek praat. Dis geestelike produktiewe lewe. Sy straal dit uit in haar omstandighede daar buite. Is dit nie awesome? Is dit nie vir ons almal 'n diep les nie? Geestelike, produktiewe lewe. 'n Lewe wat oorloop na ander mense toe. Waarom oorvloed bly nie by jouself nie? Dit vloei na ander toe. Wanneer Christus my vul, word ek 'n draer van hoop vir ander mense. Ek word 'n kanaal van vrede vir ander mense. Word ek 'n bron van bemoediging. Jy sê nie, wat kan hulle vir my doen en ek is ongelukkig want hulle het my nie gegroet nie en hulle nie dit en ek is die middelpunt nie. Nee. Jy sê, wat kan ek doen? Wat my treffend is, die sondaars is altyd egosentries, met ander woorde, hulle is die middelpunt van alles. En hulle kry vrees, is treffend vir my, die sondaars kan by hulle werk gevloek, kan gejaag word, daar by hulle vriende kan hulle geslaan, volgende week sy hulle weer saam. Dit is 'n hele storie. Maar die oomblik as hy by die kerk is en iemand het hom net nie mooi gegroet, hy vreeslik seer. Ag moeder. Dit is verskriklik hoe pateties mense is wanneer by geestelike dinge kom. En nou kom hy sê nie, wat kan mense vir my doen nie? Hy sê, wat kan ek doen? 'n ware geestelike mens sê, ek weet die lewe gebeur. Ek weet die werk is soms moeilik. Ek weet mense waarom my soms slag. Ek weet daar soms misverstande selfs by die kerk. Want daar is ook net gebroke mense wat met hulle pyn loop, met hulle stryd loop. Maar ek maak vir hulle ruimte. Iemand wat die lewe het wat Jesus gee, is iemand wat uit God lewe om te kan ruimte maak. Die vraag is nie, het ek genoeg geld of het ek genoeg sekuriteit en het ek genoeg sukses nie. Die vraag vanmôre is ek verbind aan die herder? Hy sê, ek is die goeie herder en ek lê my lewe af vir my skape. Die vraag is, het ek die herder? Is nie, het ek genoeg van die aardse dinge nie? Hoekom is die vraag anderste? Het ek die herder, want die herder het reeds genoeg. Ek sê weer, die sondaars vra, hoor jy, is daar vir my genoeg geld, of is daar genoeg sekuriteit, of is daar genoeg sukses? Die ware kind van die Here sê, ek is by die herder, en die herder het genoeg van alles. Hy het genoeg van alles, want oorvloed kom nie uit wat ek besit en hoeveel ek kan bekom nie. Oorvloed kom uit 'n verhouding met die Here Jesus Christus. Miskien voel jy vandag geestelik moeg en uitgeput en leeg en hopeloos. Jesus sê, kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee. Die dief steel, maar die herder gee. Hy sê nie net 'n bietjie nie. Hy gee nie net min nie. Hy gee oorvloed. Oorvloed sê, ek het meer as wat ek nodig het, daarom kan ek dit deel. Mag ons net in oorvloed leef, dat uit God saamkom. Kom ons buig ons hoofde na hom. Die Here het gekom dat ons lewe in oorvloed kan hê. Ek het vanmôre terwyl elke hoof gebuig en elke oog gesluit is, ek het vanmôre met julle gepraat oor hierdie lewe, maar miskien voel jy het nog nie die lewe nie. Jy wil sê, pastoor, bid vir my. Hierdie lewe waarvan jy gepraat het, wat ek ook het.
hierdie oorvloedige lewe, hierdie lewe wat my roep, om anders te leef binne my omstandighede, om 'n oorvloedige lewe te hê, oorvloed van die vrede van God, oorvloed uit God te leef. As jy wil hê ek moet vir jou 'n spesiale gebed doen, kan jy dit net vir my wys deur die opsteek van jou hand. Jy sê ek wil hierdie lewe hê, pastoor bid vir my, dankie, dan gaan hande op. Dankie, ek wil die Here van ja, dankie. Groot en jonk en oud sê ek wil lewe hê. As jy die lewe van Jesus wil hê, steek net op jou hand en ek wil vir jou gebed doen. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U baie dankie dat daar mense is wat besef daar is meer in die lewe as wat ek nou het. Daar is 'n oorvloedige lewe in Jesus te kry. En dan het hulle opgesteek met hulle gesê, ek wil die Here volg. Ek wil die lewe hê wat God bied. Ek wil die belofte van Jesus hê. Ek wil die oorvloedige lewe hê. Ek wil nie kyk na my kamertjie nie. Ek wil nie kyk na my lampie nie. Ek wil nie kyk na waar ek leef nie, ek wil kyk na die herder, wat die bron van lewe is, wat met my kan praat en met my ontmoet midde in omstandighede, wat my kan optel en uitlig en my maak dat ek kan staan op hoë plekke waar God my kan gebruik, kan salf en kan seën tot eer van die naam van die Here. Ek wil bid, Here, dat elke man en vrou in hierdie kerk vanmôre die vrede, die vreugde, die salwing, die roeping van God kan ervaar op 'n oorvloedige, God bonatuurlike wyse. Ek bid dit om Jesus wil. Amen. Halleluja. Loof sy.